Okay, so kom ons kyk gou hierdie eerste vraag gaan oor eksponente en om jou eksponentwette te toets, né? Nee? So jou go-to met eksponente moet wees priemfaktore. Ek wil al my saamgestelde getalle wat x'e in die eksponente het, wil ek skryf as 'n produk van hulle priemfaktore. So byvoorbeeld daai 27 het ons mos al gesê, kan ek skryf as 3 tot die mag 3. Nee? En sy eksponent is nog die x, maal daai 9 kan ek ook skryf as 3 tot die mag 2. En dan bly sy eksponent nog x plus 1 en onder die lyn hy is klaar opgebreek in sy priemfaktore. 'n 3 kan nie verder vereenvoudig nie. En onthou ons het gesê as jy iets tot die mag nog iets sê, dan maal jy daai eksponente met mekaar. So bo die lyn het ek 3 tot die mag 3x maal 3 tot die mag en onthou daai binneste eksponent moet jy met al twee daai gaan inmaal. So dit is ag nee man, ek het nou geskryf 2x, dit moet net 'n x wees hier so. O, net is 'n x, ek het nou verkeerd gekyk. Dan raak dit 3 tot die mag 2x plus 2. En die oomblik wat jy een term bo die lyn het en een term onder die lyn, dan het jy hom in die formaat wat jy hom wil hê, want dan kan jy net gewoonweg jou eksponentwette toepas. So jou eksponentwette sê, wanneer jy twee goed maal met dieselfde grondgetal, dan plus jy die eksponente met mekaar, en as jy deel met dieselfde grondgetal, dan minus jy die eksponente. So jy kan dit of in twee stappe doen, wat jy eers vereenvoudig bo die lyn en dan deel, of jy kan dit in een stap doen, wat jy daai bymekaar plus en daai gaan aftrek. Dit maak op die einde van die dag nie saakie. So as jy dit bo die lyn vereenvoudig, dan is dit 3 tot die mag 3x plus die ander een is 'n eksponent. So dit raak dan eintlik 3 tot die mag 5x plus 2. Uitveer is 'n bietjie groot. 3 tot die mag 5x plus 2 op 3 tot die mag 5x plus 3. En as jy twee goed deel wat dieselfde grondgetal het, dan bly jou grondgetal dieselfde en jy sê dis bo minus onder. So ek sit onder in hakies dat ek onthou ek moet daai hele ding aftrek. Ek moet nie net die 5x aftrek nie, ek moet die hele ding aftrek. So nou as jy daai minus gaan inmaal, dan sien jy dit raak minus 5x minus 3. En die 5x minus 5x is 0, so hulle kanselleer mekaar uit. Maar dan het jy nog die 2 minus 3 is minus 1. So dis 3 tot die mag minus 1. En jy mag gewoonlik nie jou antwoord met negatiewe eksponente los nie, so jy vereenvoudig hom na 1 op 3 toe. Maak dit sin wat ons nou daar gedoen het? Jy moet dit in die breekvorm skryf, ja. Waarso het jy verlore geraak? Ek het dit in 'n breekvorm gesit. Wow. En jy? Waar het jy te verlore geraak? Is dit nie dalk met die aftrek nie? Dit is gewoonlik as daar fout is, want jy het reg vereenvoudig bo die lyn, so dis of jy het verkeerd afgeskryf dat jy jou eie handskrif te mekaar geraak het, want dit gebeur ook baie met die klein eksponente. Jy moet asseblief check dat jy reg afskryf. En dan onthou, dit is daai hele onderste ding wat jy moet aftrek. Dis nie net, daar mag nie net staan minus 5x plus 3 nie. Daar moet staan minus 5x minus 3. Jy moet onthou, jy moet daai hele ding aftrek. Hy moet so staan. Ok, die groot ding, nommer 1.1.2 lyk verskriklik scary, maar dis nie noodwendig so erg nie. Al onthou jy kry punte vir jou stappe, so al kan jy net 'n paar stappies doen, kan jy ten minste al 1 punt uit 3 kry, of 2 uit 3. So en onthou, jy kan nou of eers vereenvoudig in jou hakkie en dan verhef tot die mag minus 2, of jy kan eers verhef tot die mag minus 2 of hoe ook there's many ways to tackle hierdie ene. So as jy dit nou nie noodwendig op dieselfde volgorde gedoen het as ek nie,
Jy behoort nog steeds by dieselfde antwoord uit te kom as jy reg gewerk het. Andersins het jy dalk 'n foutjie begaan ergens. So wat ek net gou heel eers wil doen is ek wil hom net daar uit wortelvorm uit kry. Jy moet hom altyd uit wortelvorm uit kry. So hoe dit werk is, as ek 'n eksponent onder 'n wortel het, dan vat ek altyd die eksponent en ek deel hom deur daai getalletjie. So met ander woorde daar onder die lyn, so bo die lyn is dit a to die mag min 1 op 3 en onder die lyn, daai kan ek ook skryf as 2 op 3. Dis altyd die binneste eksponent gedeel deur daai buitenste eksponent, ja. Dit is so. Nou lyk dit baie beter. Ja nee, nou lyk dit stukke beter. Sien jy as jy net daai gedoen het en daai is maar net 'n eksponent wet wat jy moet leer. So nou kan jy een van twee gedoen. Jy kan nou of hier vereenvoudig of jy kan die tot die mag minus 2 doen al, nee, onthou dat ons maal die buitenste eksponent met die binneste eksponente, of jy kan die tip and change doen, wat sê, as jy 'n negatiewe eksponent buite die hakkie het, dan al wat jy hoef te doen is jy vat die resiprook van jou teller en noemer hier, so jy switch hulle om, dan verander jy daai minus 2 en 'n positief 2. Maak nou nie regtig saak nie. So kom ons kyk gou, ek wil net gou sien. Ag, hulle het dit sommer eers te vereenvoudig. En dit amper soos vrug en maal. Ja, dis amper so. Die resiprookie tip and change. Jy gaan nog baie hoor van tip and change in wiskunde. So, ek gaan nou sê dit is die boonste eksponent minus die onderste eksponent, né? Want jy deel mos, so dan sit altyd bo minus onder en minus 1 op 3 minus 2 op 3 is minus 3 op 3. Met ander woorde dis minus 1. En as jy onseker is oor die breker, dan sit jy dit nou maar net in jou sakrekenaar in. En dan buitenste eksponent maal die binneste eksponent en minus 1 maal minus 2 is 2. So is net a tot die mag 2, positief 2. Sien, hy is eintlik so bad. Jy sou punte gekry het, ek kan net sien waarvoor hulle vir jou die punte gee. Om daai ene te vereenvoudig, so al kon jy net daai enetjie doen, het jy al 'n punt gekry daarvoor. En jy sou punt gekry het vir die vereenvoudiging en dan 'n punt vir jou antwoord, ja. Okay, so as hulle vir jou sê sonder om 'n sakrekenaar te gebruik toon aan dat, dan is dit nie 'n vergelyking wat jy moet oplos nie, hè. Dis nie die linkerkant, dit is werk die som uit wat daar aan die linkerkant staan en dan moet jy daai vir jou antwoord kry. So jy werk hierdie som uit asof hulle niks vir jou daar gewys het nie. So onthou, die oomblik wat jy sien daar is wortels wat nie wat verder vereenvoudig kan word, dan vereenvoudig jy hulle, né? Want die 27 wortel 27 kan ons geskryf word as 3 maal 9. En dan kan jy jy kan die vierkantswortel vat van die 9, jy kan nie van die 3 vat nie. So die vierkantswortel van die 27 is dan, die vierkantswortel van 9 is 3 en dan bly daar oor nog 'n wortel 3. En dieselfde tipe ding doen jy met die 18, hy is weer 2 maal 9, hy is 2 maal 9, of 9 maal 2, en dan vat jy die vierkantswortel van die 9 wat 3 is, en dan bly jy oor met 'n wortel 2 daar. Nou jy kan net wortels optel en aftrek as die getalle onder die wortels dieselfde is. As hulle nie dieselfde is nie, want as hulle dieselfde is, dan kan jy hulle hanteer soos veranderlik is, wat dieselfde is, soos x'e of wat ook al. So daar, as daar dan kon net sowel gestaan het 3x plus 3x, maar in hierdie geval is dit soos 3x plus 3y. Daai twee is nie dieselfde nie, so ek kan hulle nie bymekaar tel nie, maar onthou dis 'n maalsom. So as jy breuke maal, dan maal jy jou tellers en jy maal jou noemers. Nou die lekker ding van breuke, as jy nou hierdie onderste twee met mekaar maal, né? Jy sal sien ook as jy dit intik op jou calculator, sien julle dat die eerste terme in albei jou hakkies is presies dieselfde. En die een hakkie en die laaste terme is presies dieselfde, en die een hakkie te minus en die ander hakkie te plus. So dit lyk amper soos die antwoord van 'n verskil van vierkante som, né? So 'n verskil van vierkante is mos sê nou maar x kwadraat minus y kwadraat, en dan is dit x plus y, x min y. Wat beteken, as jy die twee hakies met mekaar maal, dan al wat jy hoef te doen is jy vat die kwadraat van die eerste term minus die kwadraat van die tweede term.
Wat vir ons lekker is, want dan kanselleer dan val die wortels weg. So dis die kwadraat van 'n wortel 5 en die kwadraat van 'n wortel 5 is net 5. En dan sal 'n minus tussen hulle en die kwadraat van wortel 2 is net 2, né? Want wortel 2 maal wortel 2 is 2. So dit is wat jy dan onder die lyn kry as jy die twee noemers maal met mekaar en die tellers enigiets maal met 1 bly mos maar dieselfde. So jy die 3 wortel 3 plus die 3 wortel 2 en nou onder die lyn die 5 minus 2 kan ons vereenvoudig na 'n 3 toe. En sien julle nou begin jy lyk asof jy iets kan kry wat lyk soos daai. So al wat ek doen is ek kan nie nou uitkanselleer nie want ek het meer as 1 term in my teller. Ek kan net uitkanselleer as al 1 term in my teller en 1 term in my noemer is. So hoe kry ek 1 term? Ek faktoriseer. So as ek faktoriseer, dan kyk ek, dan sien ek kan 'n 3 uithaal as 'n gemeene faktor. So ek haal die 3 uit as 'n gemeene faktor. Dan bly daar oor 'n wortel 3 plus wortel 2 op 3 en nou kanselleer die twee 3's mekaar uit en nou bly jy net oor met die wortel 3 plus die wortel 2 wat dieselfde is as aan die regterkant. Maak dit sin? Hierdie maal is nogal iets wat julle moet onthou. Kyk, jy kan dit nou lank uitgemaal het, as jy wou, so dan sou jy gesê het, daai ene wortel 5 maal wortel 5 is 5, wortel 5 maal wortel 2 is wortel 2 maal wortel 5, dan kon jy daai ene gemaal het met daai ene is minus wortel 2 maal wortel 5, en dan die wortel 2 maal wortel 2 is 2, en dan sou jy in elk geval gesien het, plus wortel 2 wortel 5 minus wortel 2 wortel 5, kanselleer mekaar in elk geval uit, dis 0, so dit bly oor met 5 minus 2. So as jy dit langweg wou uitmaal, dan kon jy dit langpad ook uitgemaal het. Dit maak nie saak nie, maar hierdie is net nogal 'n algemene notasie wat ons onthou by wortels. Dat is die kwadraat van daai ene plus minus die kwadraat van daai enetjie. Maak dit sin? Wat se deel maak nie sin? Maar ek vra so. Dan ek dink dan jy gaan so 'n soort van die toets. Ja, hierdie is dan 'n ou vraestel. Maar nou weet jy mos wat om te doen. Ja, dan. Okay. Nou hierdie ene gaan ek net vinnig deurdraf met julle. Hulle gee vir jou iets daar en dan sê hulle vir jou bepaal die waardes van x. So watse getalle kan ek in x se plek sit sodat y, met ander woorde die antwoord, ongedefinieerd is. En ons weet iets is ongedefinieerd as jy 'n getal het gedeel deur 0. So vir my om 'n 0 onder die lyn te kry, moet x 'n 3 wees, want 3 minus 3 is 0. So jou waarde vir x, dit maak nie regtig saak wat die boonste nou is nie. As die onderste een 3 is, dan is my antwoord ongedefinieerd. En dan vra hulle vir watter waardes van x is y reëel. So watse getalle kan ek in x se plek sit sodat y 'n reële antwoord is. So onthou, reëel is enige iets solank as wat jy nie 'n minus onder 'n vierkantswortel het of 'n getal gedeel deur 0 het nie, né? Solank as wat die getal daar nie negatief is nie, sal hy reëel wees. So maar ons gaan net gou dit double check met ons onderste getal. So x moet groter wees as 0. Dan gaan hy reëel wees altyd, maar x kan net nie gelyk wees aan 3 nie. So alle ander waardes groter as 0 gaan werk, maar onthou ongedefinieerd is nog steeds 'n tipe nie reële getal. Okay. 1 kan werk, 2 kan werk, 1,5, 3,5, al daai, dit moet net nie die getal 3 wees nie, maar en dit mag net nie 'n negatiewe getal wees. Iets van 0,0,1. 0,000001.
dis hoekom ons sê dit is dis hoekom ons met daai goedjies aandui want dit is nie spesifieke waardes nie. Dit kan 0 of dit kan 2 of 3 wees, 1 of 2 wees en enige getal tussen 1 en 2 ook waarin jy moontlik kan dink. So dis enigiets van 0,0001 tot 2,99. Selfs nog kleiner as 0,0001. Ekskuus, al wat ek net nog moet bygesê het, ekskuus, dis groter of gelyk aan 0. Ek het nou net hierdie, hy kan mos 'n 0 waar hy kan net nie 'n negatief wees nie, so hy kan nog 0 ingesluit hê. OK, so nou kyk ons na die oplossing van vergelyking. So onthou by jou kwadratiese vergelykings, nê, is my standaard vorm, ek soek een term aan die linkerkant, ek gaan dit sommer laat ek dit sommer byskryf wat ons moet onthou. Ek soek een term aan die linkerkant en 'n 0 aan die regterkant. Dit is my standaard vorm. So hierheen is al amper reg want hy het een term aan die linkerkant, maar hy het nie 'n 0 aan die regterkant nie. En dan weet ons wat ons moet doen is ons moet daai gaan uitmaal, daai oorvat sodat ek 'n 0 het aan die ander kant en vereenvoudig. So ek het x plus 2 maal x plus 2 en dan is dit x maal x is x kwadraat, x maal 2 is positief 2x, 2 maal x is positief 2x en 2 maal 2 is positief 4. En as ek wil ontslaa raak van die plus 1 bewerking, gaan ek aan die ander kant minus 1. En nou het ek 'n 0 aan my regterkant wat great is, maar ek het nog steeds nie een term aan die linkerkant nie. En onthou die manier hoe ek een term kry, is ek moet faktoriseer. Hier is 2,1. Ja, hier is 2.1.1. So as ek faktoriseer, hy is 'n 3 term, so dan teken ek my 2 hakies. Ek kyk, daar's net 'n x term, so dis net 'n gewone straightforward 3 term, so ek kan my x daar in die begin sit. En dan kyk ek na die laaste teken, as hy 'n plus is, beteken dit albei hakies gaan dieselfde teken hê. Hulle gaan albei daai teken hê. En dan soek ek vir 2 getalle wat ek met mekaar kan maal om 3 te gee, maar as ek hulle plus by mekaar moet ek 4 gee. So dis daarom lekker maklik, dis net 3 en 1. OK. So nou het ek hom in standaard vorm, een term aan die linkerkant, 'n 0 aan die regterkant en nou kan ek die of deel doen. So nou kan ek sê of dit wat nie een hakie is, moet gelyk wees aan 0, so x moet gelyk wees aan min 3, of dit wat nie aan 'n hakie is, moet gelyk wees aan 0, so x se waarde moet min 1 wees. OK. Nou by 1.1.2 soek ek hom ook als aan die linkerkant. So ek vat daai raak ontslae van die plus 4, dan gaan minus hy aan die ander kant. Maar nou wil ek faktoriseer, maar julle gaan sien, dis daai tweede soort faktorisering wat jy nog moet in ag neem, daar's 'n getal voor die x kwadraat ook, maar jy gaan sien as jy dit probeer in 'n 3 term uit jou kop uit faktoriseer, dan gaan dit nie uitwerk nie en dis waar ons hierdie kwadratiese formule gebruik. So onthou, die b of die koëffisiënt van die x kwadraat is jou a, die koëffisiënt van die x is jou b en die konstante term is jou c. So jy moet hierdie vir hulle gaan neerskryf. So die b waarde wat ek het is minus 11, so ek gaan sit dit in b se plek. Plus minus die vierkantswortel van b kwadraat en onthou soos wat ons nou gesien het, daai minus 11 die kwadraat moet buite die hakie kom, nee, ek kan nie saam met hom in die hakie kom nie, dis altyd buite, anders kwadreer ek nie die hele getal nie, maal 4ac, a is 2, en c is nie 4 nie, min 4, my spasie raak bietjie op hierso, op 2a, so dis 2 maal 2, en daai hele ding gaan sit jy in jou sakrekenaar in, eers met 'n plus tussen die getal en die wortel, en dan met 'n minus, sodat jy jou 2 antwoorde kry, en dan sal jy kry die een waarde wat ons het vir x, rond van 8 tot 2 desimale, is 5,84, of die ander een is min 0,34. Ok, so by 2.1.3 is daar 'n ongelykheid.
Maar dit lyk of daar 2 ongelykhede is, maar as hulle so 'n ding na 'n kommapunt sit, dan beteken dit hierdie is eintlik die ongelykheid wat hulle wil hê jy moet oplos. Daai is net 'n beperking op jou finale antwoord. So as jy jou finale antwoord vir X neerskryf, gaan jy net daai beperking ook in ag neem. So jy kan eers vergeet van hom totdat jy jou finale antwoord skryf. So kom ons los net gou daai ongelykheid op. So is ook 'n kwadratiese ongelykheid wat beteken ek soek hom in dieselfde formaat. Een term aan die een linkerkant en 'n 0 aan die regterkant van my ongelykheid. So ek raak ontslaaf van die plus 1 op 4. So ek gaan aan die ander kant gaan min 1 op 4. En dan wil ek ons een term kry aan my linkerkant, so ek moet faktoriseer. So ek kan verskil van vierkante doen, nee, want daar's 'n minus, en ek kan sy vierkantswortel vat, en ek kan sy vierkantswortel vat. So dan teken ek ons my 2 hakies, een met 'n plus in die middel, een met die minus in die middel, vat die vierkantswortel van daai ene, wat net x is, en sit hom in die eerste opening kies, vat die vierkantswortel van daai ene, wat 'n half is, en sit hom in die tweede opening kies. En nou moet ek vir my finale antwoord skryf. So, die waardes wat jy het vir x, hierdie moet jy asseblief in potlood doen, moenie dit vir jou finale antwoord skryf nie. Dit is min 'n half en 'n half. Maar jy moet nou die interval skryf. So onthou as min 'n half en 'n half hier lê op 'n getallelyn, dan gaan jou waardes vir x of tussen die twee lê, of dit gaan uit na die kante toe gaan. So daar's 'n paar verskillende maniere hoe jy dit kan doen. Die een manier is om 'n getal te kies wat kleiner is as minus 'n half. So sê net maar minus 1. En dan gaan sit jy dit daar in jou sommetjie in en dan kyk jy, kry jy 'n positiewe antwoord of kry jy 'n negatiewe antwoord. En dan skryf jy dit daar neer. Dan kies jy 'n getalletjie tussen minus 'n half en 'n half, so sê net maar 0. En dan kyk jy, so kom ek doen dit net gou net om vir julle te demonstreer. So sê net maar ek het minus 1 hierso gekies. Minus 1 tot die mag 2 is 1 en 1 minus 'n kwart is 3 op 4. So jy kry 'n positiewe antwoord as jy 'n getal kleiner as min 'n half instel. As ek sê nou maar iets tussen die twee instel, soos 0, 0 kwadraat is in elk geval net 0 en 0 minus 'n kwart is minus 'n kwart. So jy kry 'n negatiewe antwoord. En dan as jy 'n getal groter as 'n half instel, sê nou maar jy stel 1 in. 1 tot die mag 2 is net 1. 1 minus 'n kwart is 'n 3 kwart. So dis weer 'n positiewe antwoord. So jy weet al jou as x enige waarde kleiner as minus 'n half of groter as 'n half is, dan gaan jou antwoord positief wees. As dit tussen die twee is, dan gaan dit negatief wees. En ons soek 'n positiewe antwoord, want ons wil hê dit moet groter wees as 0. So dit gaan kleiner. So ons soek hierdie kant toe, daai kant toe en daai kant toe. So x moet of kleiner of wees as min 'n half, of x moet groter wees as 'n half. Of ons kan onthou die kortpad wat ons mos nou geleer het is die warm en die koue antwoord. As jy 'n waarde het groter as 0, dan is dit 'n warm antwoord en 'n mannetjie wat warm kry, dan staan jy gewoonlik mos nou met jou hande op jou heupe, ja, jou arm so jou tekens gaan ook so lyk. En as jy 'n kleiner as teken het, het jy 'n koue antwoord en 'n koue mannetjie hou homself vas, so dit gaan daai tussen antwoord wees wat dit tussen minus 'n half en 'n half is. Of een wat ek gister gehoor het by 'n ander kind wat ook vir my baie oulik was, is sy onthou as hy wys na die stukkies toe, nee, want hierdie is ons opgebreek in dele, dan is jou antwoord ook in stukkies, so jy het hom so apart. Of as jou antwoord daai kant toe wys na die 0 toe, dan is dit jou hele. So dan werk jy met die eenheid wat tussen daai twee is. So enige manier hoe jy dit wil onthou, solank jy op die einde van die dag die regte antwoord skryf. So dis hoe jy dit sou uitwerk as hulle net vir jou daai gegee het. Nou al wat bykom is hulle sit vir jou 'n addisionele beperking. So ons sê vir enige waardes kleiner as minus 1/2 of groter as 1/2, gaan ek 'n positiewe antwoord hê.
Maar hulle spesifiseer, hulle sê ek soek nie die waardes van x, ek soek dan net die waardes waar x kleiner is as 0. So ek is nie ge-worry oor daai waardes waar x groter is as 0 nie. So hierdie ene is nie van toepassing. So al een waarna ons kyk, omdat hulle ons beperk, is die waardes van x wat kleiner is as minus half, die negatiewe waardes. So al wat hulle hier sê, is hulle soek al die negatiewe waardes, net die negatiewe waardes vir x. So watse negatiewe x waardes kan ek hier insit, sodat daai antwoord groter is as 0. Maak dit sin? Daai ene. Ok, so by 2.1.4, jou vergelykings met wortels, baie belangrik, die standaard vorm waarna ek hom wil hê, sodat ek my vergelyking kan oplos, is ek soek my wortel alleen aan die een kant. Want ek wil die ontslaa raak van die wortel. En die enigste manier hoe jy ontslaa raak van 'n wortel, is deur 'n kwadraat te vat. Maar onthou, jy kan nie net vir die wortel 'n kwadraat vat nie, dan moet jy van alles, dan moet jy van alles 'n kwadraat vat. En nou, as jy 'n kwadraat hier het, dan moet jy mos nou, en jy het 2 terme hier, dan moet jy jou hakkie 2 keer uitskryf, en alles in een hakkie, maar met alles in die ander hakkie, so dit werk nie. So ons wil daai wortel alleen kry, sodat die wortel kan wegval. So as ek wil ontslaa raak van die plus 1, gaan ek aan die ander kant gaan min 1. En nou kan ek die kwadraat vat, en dit wat ek met die 1 doen, moet ek met almal doen, want nou kanselleer die kwadraat en die wortel mekaar uit. So jy bly oor aan die linkerkant met die 5x min 1. Okay, so dis hoekom ek dit so wil hê. Maar nou onthou het ek, as ek daai 'n kwadraat by daai hakkie het, beteken dit is daai hakkie maal met hom self. En dan moet jy mos nou alles in die een hakkie maal met alles in die ander hakkie. So as jy jou hakkies gaan uitmaal, 2x maal 2x is 4x kwadraat, 2x maal min 1 is min 2x, min 1 maal 2x is min 2x, en min 1 maal min 1 is positief 1. En dan het jy 'n gewone standaard kwadratiese vergelyking wat ek een term aan die linkerkant wil hê en 0 aan die ander kant, sodat ek my of kan doen. So ek vat sommer als na hierdie kant toe. Min 2x is min 4x. En nou raak ek ontslae van die plus 5x, dan gaan min 5x ek raak ontslae van die min 1, dan gaan plus ek met 1 aan die ander kant. En dan moet ek vereenvoudig. Min 9x plus 2. So kyk, ons wil mos nou gewoonlik nie 'n getal hê voor die x kwadraat nie. So dan kyk ons of ons nie reg deur kan, is daar nie 'n GGF wat jy kan uitdeel nie. Maar in hierdie geval is daar nie 'n GGF wat jy kan uitdeel nie. So jy moet hom nou maar faktoriseer. So jy kan hom, jy hoef nie hom met daai met daai kwadratiese formule te faktoriseer nie. As jy hom faktoriseer, want dis 'n 3 term, dan moet jy net onthou, ons moet nou kyk, die 4x kwadraat het faktore, en die 2 het faktore wat ons in ag moet neem. So die getalle wat ek met mekaar kan maal om 4 te gee, is of 4 maal 1, of 2 maal 2. So kom ons werk met 4 maal 1, daar werk dit uit, en ons werk met 1 maal 2. So onthou, hierdie metode, elke skoolsin lyk anders, hierdie is maar net 'n toets, né, om te kyk of ek die regte goed maal met mekaar. En in hierdie geval, as die laaste een 'n plus is, dan beteken dit albei hakkies gaan dieselfde teken sê, hulle moet albei 'n minus wees. So hierdie moet albei minusse wees. So kom ons kyk gou as jy oorkruis maal, daai ene maal met daai ene gee vir my minus 8. Ekskuus, daar moet nog x kom, maar ag, dit maak nie regtig saak nie. Minus 1 maal 1x is minus 1x, en minus 8x minus 1x is minus 9x. So ons het sommer gelukkig dadelik die regte faktore gekies. As jy hierso gewerk het met 'n 1 en 'n 4, dan sou jy gesien het dit werk nie uit hier, dan het jy hulle dalk omgeswitch en gesien dit werk uit, of jy het met die 2 en die 2 gewerk en gesien dit werk nie uit hier, dan probeer jy die ander faktore. So hierdie is nie 'n metode wat jy hoef te wys nie, dis absoluut net 'n toets om vir jou die regte faktore in jou hakkies te kry.
So dan onthou dit wat hier langs mekaar staan is wat gaan staan in jou een hakie. En dit wat hier langs mekaar staan, gaan staan in jou ander hakie. Jy hoef nie te sê 1x, jy kan maar net sê x. En dan het jy hom nou in die standaard vorm, so dan kan jy sê of dit wat in die een hakie is, moet gelyk wees aan 0, so x moet gelyk wees aan 1/4, of dit wat in die ander hakie is, moet gelyk wees aan 0, so x moet gelyk wees aan 2. Maar, baie belangrik by wortels en breuke, jy moet jou antwoord toets. By wortels en by breuke moet jy jou antwoord toets. So al wat jy gaan doen is, daai getal wat jy gekry het vir x, gaan sit jy terug in die oorspronklike formule, en daarso, so jy sit dit in die linkerkant, en jy sit dit in die regterkant, en as die linkerkant gelyk is in die regterkant, dan is daai antwoord geldig. En jy doen dit met al twee van hulle. En dan sal jy, as jy dit doen met 1/4, gaan jy sien, as jy 1/4 hier in die 2x se plek instel, gaan jou linkerkant nie gelyk wees aan jou regterkant nie. So al wat jy dan doen is, jy sê net, maak dan net so. Daai is nie van toepassing nie, hy werk nie. Volgens my oplossing moet hy werk, maar hy werk nie in realiteit nie. So, baie belangrik. Dan by 2.1.5, kom ons kyk gaan nou om. Net hier opskryf. By 2.1.5 het ek 'n eksponensiële vergelyking, dis wanneer ek x in my eksponente het. So onthou, ek soek altyd die ding wat die x in die eksponent het, alleen aan die een kant. OK, ek wil nie x in eksponente op verskillende plekke hê nie, so ek wil daai twee bymekaar hê en ek wil gewoonlik my getalle aan die ander kant hê. So ek soek daai hierdie ouetjie aan die ander kant, so die minusbewerking raak dan 'n plusbewerking. Nou onthou, daar's geen reël wat sê vir eksponente as daar 'n optel en 'n aftreksom is. Dit is vir maal en deel, magte en wortels, maar nie vir optel en aftrek nie. So ek kan nie daai bymekaar plus of enige suits hê. So onthou, ek soek die ding wat my x in die eksponent het alleen aan die een kant. Ek wil een term aan die linkerkant hê. So hoe kry ek altyd een term? Ek faktoriseer. Dan sal julle sien, onthou daai, jy hoef nie hierdie stap te wys hoor, daai kan jy mos nou opbreek as 2 tot die mag x maal 2 tot die mag min 2. Onthou julle, ons het mos nou, jy hoef nie hierdie stap te wys, maar dit help partykeer die kinders. Dan sien hulle my, hier's albei van my terme het 'n 2 tot die mag x in. Dan haal jy daai 2 tot die mag x uit as 'n gemeene faktor, en dan in hakkies skryf jy wat bly oor. By die eerste term, as ek dit uitdeel, bly daar 'n 1 oor. Daar bly nooit niks oor nie, want onthou dis 'n deelsom, en enigiets gedeel deur homself is 1. So nie 'n uithaalsom of 'n aftreksom nie. En by die tweede term bly daar 'n 2 tot die mag min 2, bly daar oor. Want daai, wanneer jy numeriese goed het, dan kan jy dit vereenvoudig. So met ander woorde, die 2 tot die mag min 2 is in elk geval 1/4. So, jy kan 1 plus 1/4 is 5/4. So jy kan in elk geval, daai kan dan net, as jy wil ontstaan van die maal, kan jy aan die ander kant gaan deel. En jy sit dit sommer net so in jou calculator in, dan kry jy, dit is 4. En dis die formaat waarna ek hom soek, sodat ek die twee goed kan skryf met dieselfde grondgetalle. En 4 kan ek mos nou, undo. 4 kan ek mos nou skryf as 2 tot die mag 2, né? En as die grondgetalle dieselfde is, dan val hulle weg en dan moet die eksponente gelyk wees aan mekaar. Maak dit sin wat nou daar gebeur het? Julle seker. Ok, so nou het ons die oplos van 'n gelyktydige vergelyking. So, daai is my een vergelyking.
en daai is my ander vergelyking. So julle sal sien, ons werk ons nou meestal in graad 11 nie met eliminasie nie, maar met substitusie. Maar nou sal jy sien dat hierdie is albei eksponensiële vergelykingkies. En so wanneer ook al ons met eksponensiële vergelykings werk, ek gaan sommer uit die staanspoor al dit reg skryf. Okay, ek wil nie werk met samengestelde getalle nie, ek wil werk met priemfaktore. Eksponente kort ek priemfaktore. So jy moet, al wat jy nou moet doen is, jy moet vir x of vir y, by een van jou twee vergelykings die onderwerp maak. Want as jy hom het, dan het jy soort van 'n waarde vir x of 'n waarde vir y, wat jy dan in die ander een gaan instel. Hier gaan dit 'n bietjie moeilik wees, want as jy daai eksponente met iets tot die mag nog iets, dan gaan die eksponente met mekaar maal. En dan raak dit so bietjie, dan is jou x, y by mekaar. So jy kan nie regtig dit separate nie. Hier is hulle dan nog nie by mekaar. So ek dink die maklikste is om te werk met dit. En wanneer ook al jy 'n 1 sien, dan moet jy hom ook met eksponente skryf. Iets tot die mag, wat is 1? 2, wag, nee, 0. Ja. Kyk, dis maar net daai enetjie wat ek nou so oorgeskryf het. So daai, altyd as jy 1 sien, dan verander jy hom. En jy kan mos nou die grondgetal kies, want enige iets tot die mag 0 is 1. So omdat jy hier met 'n klomp 2's werk, maak dit net sin om sommer dan sy grondgetalle 2 te maak en om te skryf as 'n 0. Okay. By eksponente altyd as jy 1 sien, verander hom na iets tot die mag 0 toe. En nou wil ek vir een van hulle die onderwerp maak, maar ek kan hom nog nie die onderwerp maak nie, want dit is in die eksponent. Maar ons weet dat hierdie kan ek ons vereenvoudig, dit het dieselfde grondgetal. Dit beteken ek moet die eksponente met mekaar plus. En as ek die eksponente dan met mekaar plus, dan het ek een ding aan die linkerkant, een ding aan die regterkant, en dan val my met grondgetalle wat dieselfde is, so my grondgetalle val weg, en die eksponente moet gelyk wees aan mekaar. En nou het ek net 'n gewone lineêre vergelyking. So nou is dit baie makliker om vir x sommer die onderwerp te maak. Julle raai met wat nou hier gebeur het. Okay, jy soek net altyd die vergelyking waar, onthou, hierso is dit 'n maalsom, hierso is dit daarom 'n optel en 'n aftreksom. So dis 'n bietjie makliker as om ons later raak van 'n hierdie sou ook gewerk het. Jy kan hulle op die einde split, maar dan gaan jy 'n deelsom hê en dit is 'n bietjie net meer complicated. Maar jy baie keer met hierdie vergelykings weet jy nie noodwendig, jy het nie altyd 'n spesifieke pad wat jy wil volg nie. En dan vind jy hom ook maar met trial and error. So nou ek wil weer graag werk met die grondgetalle wat dieselfde is. Jy kan hierdie nou altyd vereenvoudig dat hulle met die grondgetal 2 geskryf word, maar op die einde van die dag gaan dit nou nie regtig saak maak nie, want ons wil in elk geval ons wil ontslaa raak van die grondgetalle, ons wil met die eksponente werk. So jy kan daai 16, 1 op 16 kan jy ook skryf as 4 tot die mag min 2. En dan, of jy nog gewerk het met 2 as die grondgetal en 4, dit maak nou nie saak nie, want in hierdie situasie, weer, want dis wat jy maar altyd wil doen, jy wil hê die grondgetal met eksponensiële vergelykings, of kom ons werk met 'n ander kleur, wil jy hê die grondgetalle moet wegval, sodat jy net dit het wat in jou eksponent is. Okay, want dan, jy soek eintlik net gewone lineêre of kwadratiese vergelykings, jy soek nie eksponensiële vergelykings nie. So ons wil hulle uit dit uitkry. En nou kan jy dit doen soos met gewone substitusies, soos wat ons nog altyd gedoen het. So in x se plek, sit jy die waarde wat jy gekry het vir x, by die vorige een. En dan los jy maar net jou vergelyking op. So minus 2y maal y is minus 2y, hierso, 2y kwadraat is gelyk aan min 2. En as jy wil ontslaa raak van die, ons kyk net gou hierdie op,
As jy wil ontslaa raak van die maal minus 2, kan jy aan die ander kant deel met minus 2. Dan raak dit positief 1. Nou onthou as jy wil ontslaa raak van 'n kwadraat, dan kan jy ook maar net die vierkantswortel vat. Al wat jy moet onthou, jy moet net 'n plus minus vooraan die vierkantswortel sit, want jy kan 'n positiewe of 'n negatiewe antwoord kry, want dit kan of plus 1 wees. Dis maar so. Of dit kan minus 1 wees, want minus 1 kwadraat is 1 en 1 kwadraat is 1. Of jy kan dit net gedoen het soos wat ons, hierdie wil ek net vir julle op 'n eenvoudige voorbeeld sommer net vir julle wys, want jy kan dit eintlik maar altyd doen. Ons doen dit net nie by die kwadratiese vergelykings nie, want as jy dit uitgewerk het soos ons gewone kwadratiese vergelykings, dan het ons mos nou daai 1 gevat na die linkerkant toe en ons het gefaktoriseer om 1 term te kry. Maar dan sou jy gesien het, jy sou in elk geval dieselfde antwoord gekry het. Dis al hoekom dit belangrik is dat ons 'n plus minus voor ons wortel kan sit. So jy kan dit uitwerk soos wat ons dit normaalweg 'n kwadratiese vergelyking, of net omdat dit net 'n eenvoudige antwoord in hierdie geval is, kan jy maar net werk met die wortel. Jy moet net 'n plus minus daar vooraan sit. En dan al wat jy gaan doen is daai waardes wat jy gekry het vir y, gaan jy nou weer terugstel in x se plek, in y se plek, die 1, so dan gaan x se antwoord of minus 2 wees, of die ander een was ons min 1, of jy gaan kry x moet 2 wees. Hierdie is regtig die moeilikste gelyktydige vergelyking wat hulle vir jou kan vra, selfs om so met eksponensiële vergelykings vra. Hulle kan dit nou met lineêre vergelykings doen, hulle kan dit met kwadratiese vergelykings doen, maar daai is die moeilikste wat hulle dit kan doen. Julle alright met hom? OK, en dan gaan ons net vinnig hier deur die parabole draf. So hulle gee vir jou hierso grafieke, 'n reguit lyn en 'n parabool. Dis baie belangrik. My voorstel is, as jy meer as een grafiek op jou bladsy het, highlight hulle verskillende, dis nie highlighter nie. Highlight hulle verskillende kleure, daar die vergelykings, en highlight hom dan daar, want andersins raak mense partykeer de mekaar. Veral as hulle vir jou sulke vrae begin vra, soos bepaal die waardes van x waarvoor die gelyk is aan daai, en allerhande sulke snaakse goed. OK. Nou sê hulle vir jou, gee die koördinate van R wat die draaipunt is van F. So onthou, jy kry jou paraboolse formule, gaan kyk hoe video's oor die parabool en die vergelyking, maar jy kry mos nou 3 verskillende, eintlik 2, maar die derde een kan ons vir onsself gebruik, tipe vergelykings waarin jy die paraboolse vergelyking kan skryf. Die draaipunt en dan die standaardvorm. Nou hierdie is die draaipunt. So as jy as hulle vir jou die draaipuntsformule gee, dan kan jy dadelik uit hierdie formule uit die draaipunt neerskryf. Jy vat altyd die teenoorgestelde waarde van daai een in die hakkie vir jou x. So as daar plus 2 in die hakkie is dit 'n min 2 vir jou. So dis die x koördinaat van jou draaipunt. En daai getal is die, net soos wat hy is, nie teken van hierdie, net soos wat hy is die y-koördinaat van jou draaipunt. Hoe kry jy hom? Dis hoekom ek spyt is, ek nou nie tyd gehad vir die kwadraatsvoltooiing nie, want baie skole haal in elk geval die kwadraatsvoltooiing uit, omdat hulle dit nie pertinent vra in die eindeksamen nie. Maar die kwadraatsvoltooiing is belangrik, want die kwadraatsvoltooiing stel ons in staat om 'n vergelyking van 'n parabool wat in standaardvorm is, om hom in die draaipuntsformule in daai formaat te kan skryf. OK, so nou sê hulle bereken die lengte van AB. So AB sien julle is die snypunte, die x-afsnitte van jou parabool. So as jy weet wat die x-afsnitte is, omdat dit 'n reguit lyn is, kan jy net kyk wat is die verskil tussen daai twee x-koördinate en dan het jy die lengte. Maak dit sin. OK. So
Onthou as jy die x-afsnit wil hê, dan maak jy net vir y 0. So jy vat daai formule en in y se plek sit jy 'n 0. Ag nee man. En jy los die vergelyking op. So nou moet ons uitmaal. So nou moet jy hom in standaard vorm skryf om gou x se waarde te kry. En dan onthou, jy moet nou nog daai minus wat voor die hakkie is ook inmaal. Ek gaan nou nie baie stappe hê met die uitmaal nie. Ek gaan sommer nou dadelik die finale antwoord skryf, né? So dit gaan wees x² plus 4x plus 4. Dan maal jy daai minus in. Ag, ja, ekskuus amper daai. En dan vereenvoudig jy. En dan moet faktoriseer jy ons nou weer van voor af, want dit is mos nou eintlik 'n kwadratiese vergelyking. So onthou, ek kan regdeur deel met 'n minus, want dan raak ek basically ontslae van daai negatiewes. Of jy kan albei na die linkerkant toe ook vat, dit maak nie saak nie, either way gaan jy ontslae raak van daai negatiewes. En dan, as ek faktoriseer, kyk ek mos altyd eers of daar nie 'n gemeene faktor is wat ek kan uithaal nie. En dan sien ek x se waarde kan of 0 wees, en dit stem ooreen met wat in my grafiek staan, hè. Sien julle, hy sny die x-as daar by 0, so dit stem ooreen, of x kan minus 4 wees, so daai x-koördinaat daar is minus 4. So met ander woorde, as daai x-waarde 0 is, en daai ene is minus 4, dan beteken dit is 4 eenhede wat daar tussen die twee is. So die lengte is 4 eenhede. Maak dit sin? Okay. Hulle vra baie keer sulke lengtes, baie keer vertikale lengtes of horisontale lengtes of wat ook al. Jy moet net seker maak, as dit horisontale lengtes is, kry die x-afsnitte, die x-waardes van hulle, en kyk hoeveel verskil die x-waardes. As dit vertikaal is, en maar dit was die afstand van daar tot daar, dan is die x-waarde mos dieselfde, dis die y-waardes wat verskil. So dan kry jy daai punt se y-waarde en daai punt se y-waarde, en dan kyk jy wat is die verskil tussen die twee. Okay, so wanneer ook al jy 'n lengte bepaal, dit gaan of 'n horisontale lengte wees, of dit gaan 'n vertikale lengte wees. En dan is dit of die verskil tussen jou x-waardes, of is die verskil tussen jou y-waardes. Okay. Dan sê hulle vir jou, bepaal die vergelyking van G, dit is my blou grafiek, so onthou wat ek nodig het vir hom, is A is mos jou gradiënt, en Q is jou y-afsnit. So ons kan sien, hy sny die y-as daar by 0, daar waar A ook in elk geval die y-as sny, so ek weet Q se waarde is 0, so al wat jy hoef te doen om dan vir A te kry is, of jy kies 2 punte, want ek het mos nou daai punt, né? Vul dit sommer in op jou skets, want dan weet jy, dis waardes wat jy kan gebruik. Jy kan of dan die gradiënt gaan uitwerk soos delta y op delta x, of onthou, in daai gx is eintlik ook mos verteenwoordige y. En daai y en daai x in hierdie formule verteenwoordig enige 2 punte op daai grafiek se x en y koördinate. So daai punt R is ook mos daarso op jou grafiek. So jy kan ook daai punt sommer net gaan instel as jy sou wou. So ek gaan sommer net daai punt instel. En dan kry jy jou A-waarde. So jou y is 4 en jou x is min 2. Weet jy wat nou gebeur het nie? Maar jou y-waarde daar is 0, so ek gaan dit nou in elk geval nie neerskryf nie. So A gaan deel ek met minus 2 aan die ander kant, dan kry ek dit is min 2. So die vergelyking van Gx is min 2 x. Jy hoef nie plus 0 of enige so iets by te skryf nie.
Nou hierso kom ons nou by die bietjie meer die snaakse vraag. Wat hulle sê, bepaal die waardes van x waarvoor gx. Ek wil net vir julle wys ten minste hoe om dit te lees. Okay, ek gaan dalk nou nie, want ons is nou gedruk vir tyd, so ek gaan nou nie tot by die finale antwoord gaan nie, maar ek gaan net vir julle sê hoe om dit te lees en hoe om dit aan te pak. So nou sê hulle vir jou bepaal die waardes van x en hierso hou ek daarvan om my highlighter te gebruik, waar gx, dit was my blou grafiek, my reguit lyn, groter is as my fx, my rooi grafiek. Okay, so nou kyk jy. Waarso is my blou grafiek bokant my rooi grafiek. En dit is net daar en daar. So ons weet dan wat die x-skorie, want hulle vra die x-waardes, né? Ons weet dan die x-waarde daar by r is minus 2, so dis al die waardes van x kleiner as min 2, of al die waardes van x groter as 0, want daar is hy ook boom. Maak dit sin? Nou hier sê hulle bereken die gemiddelde gradiënt van f tussen daai punt en daai punt. Ek gaan nou nie in diepte ingaan nie. Gemiddelde gradiënt, want onthou f is 'n parabool. 'n reguit lyn het 'n konstante gradiënt, waar jou parabool het 'n gradiënt wat die heeltyd verander. So al wat jy gaan doen, onthou jou gradiënt is mos nou delta y op delta x. So ons moet gaan uitwerk, wat is daai y-koördinaat waar x min 2 is? Ek moet gaan uitwerk, wat is daai y-koördinaat waar x 3 is? So al wat jy doen is jy vat sy formule, wat hulle vir jou gegee het, en jy gaan sit min 2 daarin, jy kry sy y-waarde. Jy gaan sit 3 daarin, jy kry sy y-waarde. En dan sit jy dit maar net in hierdie formule in. Delta y op delta x, dis mos nou dieselfde as y1 op, min y2 op x1 min x2. En dan gaan werk jy dit net uit. So dis daai y-waarde waar x min 2 is, minus die y-waarde waar x 3 is, op die x-waarde wat min 2 is, min die x-waarde wat 3 is, en dan gaan werk jy maar net daai sommetjie uit. So is maar net 'n bietjie substitusie, en dan gaan sit jy daai waardes hierso in. Nou sê hulle vir jou, skryf die vergelyking van die simmetrie as van H neer. So nie van my enige een van my oorspronklike grafieke nie, van H as f min x. So hierso sê hulle vir jou wat gebeur het. So onthou, hulle het hier vir my x-koördinaat die teenoorgestelde teken gegee. So onthou julle in die refleksies wat ons al graad 8 en 9 en so gedoen het, 'n refleksie in die y-as maak die x-koördinate die teenoorgestelde, gee vir hulle die teenoorgestelde. So is 'n refleksie hier om die y-as. So waar hy so geloop het, loop hy nou daar. Okay. Wat beteken onthou die simmetrie as van jou oorspronklike grafiek is hier, hy gaan altyd deur die draaipunt. So die vergelyking van die oorspronklike simmetrie as is x is gelyk aan min 2. So al wat gebeur is, hy switch nou hier om, nou is hy daar. Nou is die draaipunt, al die x-koördinate kry die teenoorgestelde tekens as in daai refleksie. Jou y-koördinate bly dieselfde. So nou is my simmetrie as by x is gelyk aan 2, want daai koördinaat, hy moet nou eintlik net dieselfde hoogte wees, maar so is nou 2. So sy simmetrie as is nou die lyn x is gelyk aan 2. Maak dit sin? Okay. As dit so gestaan het, as daar gestaan het hx is gelyk aan min fx. Onthou daai fx wat teenwoordig mos jou y-afsnit. So al wat hulle toegedoen het is hulle het die y-koördinate die teenoorgestelde tekens gegee. So met ander woorde, dit was 'n refleksie om die x-as, dan sou hy so gelyk het. En nou die laaste enetjie gee die waardeversameling van P
Onthou waardeversameling sê mos vir jou watter y-waardes kan daai grafiek hê. As, daar doen hulle dit sommer klaar. Daai grafiek 'n refleksie in die y-as is. So hy gaan dan nou andersom lyk, hy gaan dan nou nie so lê nie, hy gaan nou so lê. So hy gaan letterlik, wag, kom ek skryf dit net weer op. So hy gaan nou letterlik so lê as dit 'n refleksie in die, hy moes nou daardeur gegaan het. 'n refleksie in die y-as is. So as ek sy waardeversameling moet neerskryf, onthou die waardeversameling sê vir jou wat se y-waardes kan die grafiek al sê. So as hy gedraai het daarso by min 2 en 4, dan gaan hy nou hier, dan is sy draaipunt nou daar, min 2 en min 4. So onthou, as jy 'n refleksie om die x-as het, kry al jou y-koördinate die teenoorgestelde teken. Soos dis eintlik wat die formule ook sê. Al daai y-waardes kry die teenoorgestelde teken. So nou beteken dit my grafiek sy y-waardes kan net 'n minus 4 en groter wees. Geen van sy y-waardes lê onder min 4 nie. Dit lê als bo min 4. So as jy sy waardeversameling moet neerskryf, dan moet dit wees y groter of gelyk aan 4 en y is 'n element van die reële getalle. OK. Ek het daai 2 video's oor die parabole wat ek vir julle sal stuur, die skets en die bepaalde vergelyking, maar hierdie het nou sommer iets van alsin, maar my opsommings, kyk, gaan dit deur in die boekie. My opsommings het al daai waardeversameling, definisieversameling, simmetrie as al en 'n klomp voorbeelde op.